worship your name, Jesus. Come, let's worship the name of Jesus. Oh, what a mighty God we say. Jesus. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your
come to worship you. Here ons kom om U te aanbid. Om U die lof en die eer te gee aan ons koning. Aan ons geneesheer. Oh, we worship your name. Vir alles wat rondom ons is, weet ons kom tot niet. As U intree.
Halleluja, Here. Halleluja, ons aanbid U. Ons aanbid U, Here. Halleluja. In ons lofsange en in ons aanbidding kry ons deurbraak. Ek gaan vra dat die pastoraat, Pastor Jacques, Pastor Pieter, Pastor Cassie, as jy kan, as julle almal net vir my daarso by Maritjie kan gaan staan. Ons gaan vir haar bid, en as iemand anders nog saam met ons wil bid, kom. Ons het nou gesê, ons aanbid ons groot God. Geen kanker het mag oor hierdie God van ons. Geen kanker. Pastor Jacques, kan ek vir jou vra? Yes, ek wil Maritjie, ek wil jou en Tinus veral, want jy is die hoof van hierdie huis. Ek het toe ek dink om vir jou te bid, het hierdie skrif by my opgekom, en ek wil hê julle moet dit ter harte neem. Julle moet ernstig opneem. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van jou tong. Dis vir my baie interessant, gemeente, ek wil hê julle moet saam hieroor dink. Dis vir my interessant dat hierdie skrif begin met dood, want dis ons go-to, is om dood te spreek. Ag, jy weet, dis kanker, en ag, jy weet, sy is nou maar daai ouderdom, en ag, jy weet, dis seker nou maar haar tyd. Jy het vandag die keuse, jy en Tinus, het vandag die keuse om julle woorde te verander en te sê, nee. Jy kan vandag kies, dood en lewe, dis in jou tong. God het dit vir jou gegee. Jy's geskep na sy beeld en na sy gelykenis, en hy het die heelal met sy tong in wording geskep, met woorde. Hy het jou geskep met woorde, en jy het vandag sy gelykenis om jou toekoms te skep met jou woorde. Is julle twee vandag bereid om te begin lewe spreek? Is julle bereid om lewe te spreek? En gemeente, dit klink dalk kras, maar ek wil vir jou sê, as jy nie saam met hierdie kan glo nie, moet dan liewer niks sê nie. Maar as jy saam met haar kan glo, hierdie is nie haar einde nie. Wil ek hê jy moet saam met haar begin lewe spreek. Lewe is in ons tong. Dankie Here Jesus, deur u wonde is daar vir Maritjie genesing. Die prys is reeds betaal, die genesing is reeds gekoop, u het daarvoor betaal, dis ons sin, dis ons erfporsie, dit is haar toekoms. Dis reeds betaal. Ons wil net in lyn kom met u woord, en ons spreek dood oor hierdie kanker. Dood. En ons spreek lewe in hierdie liggaam. Ons spreek lewe in hierdie liggaam. Here, dis nie ons wat die werk doen nie, dis u wat die werk doen. Maar u het telke male gesê, laat dit vir jou wees soos jy glo. En ons glo. Deur u wonde is daar vir Maritjie genesing vandag. 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 U sê in Galasiërs, ons is vlees van u vlees, en daar's geen siekte in u vlees nie. Vlees van u vlees. U leer ons bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Daar's geen siekte in die hemel nie. Ek spreek lewe in jou liggaam, soos in die hemel, so in jou liggaam, Maritjie. Dankie Here. Oorwinning, oorwinning deur die bloed van die lam. Deur die bloed van die lam. Yes, dankie Here. Is daar nog iemand wat gebed nodig het? Ons kan nie hierdie kans laat verbygaan nie. Selfs al wil jy net vir iemand instaan,
vir Tertius. Ons gaan vir Tertius, so ons gaan hier by Anne staan. Is daar nog iemand? Here, deur Annetjie, deur Anne, spreek ons nou genesing oor Tertius, in die naam van Jesus Christus, volmaakte, volkome genesing. Here, sy hand wat nie wil werk nie, sal herstel, sy lippe wat nog sukkel om letters te vorm, sal herstel, en hy sal spreek van die getuienis van u krag, wat vandag deur hom gevloei het. Ons spreek lewe, dood oor die beroerte, en lewe oor sy liggaam, en ek loof u daarvoor. Dankie Here. Amen, amen. Cassie, staan net so. Lê net julle hande die wat kan. Here, ons bid vir Ria, vir die gordelroos in haar gesig. Dankie my God, dat van hierdie oomblik af, is dit Jesus se gesig, wat oor haar vloei. Jesus se gesig wat uitstraal. Jesus se gesig en krag, wat in haar liggaam is. Ons spreek dit in die naam van Jesus Christus. En ek sê vir u, dankie daarvoor Here, vir die getuienis wat hier gaan uitkom. Al die lof, al die eer aan ons God. Here, sy gaan geen ongemak meer hê nie. Daar gaan geen merk wees nie. Daar gaan geen letsel wees nie. En die gordelroos sal nooit weer terugkeer nie. Want God se gees is in haar. Amen. Amen. Vir? Ja. Ek wil hê die gemeente strek u hande uit vir die orkes. My loodvoetmaatjies. Vanoggend ervaar ek, ons orkes is moeg. Hulle doen so baie. En terwyl ek bid, kry ek die gevoel van hulle het loodvoete. En ek kon nie verstaan, en toe ek het noem, toe sê hulle, dis hoe hulle voel. Ons gaan bid, dat God hulle voete veervoete maak. Veervoete. In die naam van Jesus Christus, Here, bid ons nou vir hierdie orkes. My God, hulle is u diensknegte. Hulle is u diensmaagde. Here, laat elke moegheid verdwyn. Vul hulle met 'n nuwe krag, soos wat hulle nog nooit gehad het nie. Vul hulle met 'n energie, asof hulle nou 10 Red Bulls gedrink het, Here. Vul hulle met u gees en u heerlikheid en 'n opgewondenheid vir hierdie jaar wat voorlê en die jare wat nog gaan kom. En mag daar nie 'n oomblik van siekte of moegheid wees wat hulle ooit weer gaan tuister nie. Ons spreek dit in die naam van Jesus Christus, Here. Ons salf hulle met u naam. Ons salf hulle met u krag. Ons salf hulle met u heerlikheid. En ons loof u naam daarvoor. Halleluja. Halleluja. Amen. Ek wil nie dit mis nie. Is daar nog iemand wat gebed nodig het? Hier kom iemand. Halleluja. Waarvoor? Strek net die hande uit, want hierdie vroutjie het God se vrede nodig. Sy het God se vrede nodig. Here, ek bid vir Marie. Haar smagting, my God, is na u vrede, u kalmte, u gees. Terwyl ek my arm om haar hou, Here, kry ek net die gevoel om vir haar te sê, Marie, maak nie saak wat jou vriendinne sê nie. Maak nie saak wat mense sê nie. Maak nie saak wat mense oor jou gespreek het nie. Jy is God se geliefde. En hy is vandag vir jou beste maat ooit. Jy is God se geliefde. Jy is God se geliefde. Die Here het jou lief. Dis al wat ek vir jou moet sê, Marie. Ek wil vir iets anders bid, maar ek weet nie vir wat nie. Al wat ek vir jou moet sê is, die Here het jou lief. Amen. Amen. Tannie Annetjie. Oh ja. Here, ons bring vir Tannie Annetjie na u toe. Sy gaan oor 'n week vir 'n rugoperasie. U is nou alreeds by die narkotiseer. U hou alreeds sy hande reg. Here, u is nou alreeds by die chirurg en u is alreeds besig om hierdie rug reg te weef. In die naam van Jesus spreek ons genesing en u krag daar. Here, daar gaan niks
niks verkeerd gaan nie. Sy gaan die verrassing wees vir almal. Hulle gaan nie kan verstaan, hoe kan sy geen ongemak ervaar nie? Sy gaan dit nie ervaar nie. Sy gaan nie pyn hê nie. Here, alles gaan werk ten goeie uit vir haar, want U is in beheer. Dankie Here. Here, ek voel net ek moet nou vir haar bid vir 'n kalmte. Ek wil bid vir U vrede nou in haar gemoed. Here, maak haar kalm en rustig, want sy weet sy gaan op 'n teatertafel lê waar mense nie gaan opereer nie, maar God gaan. Geef vir haar kalmte en dankie Here vir haar genesing. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Van Jesus. In die naam van Jesus, dank ons U, Here. Dank ons U vir genesing. Ons roep dit oor U na uit, Here. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Elke siekte, kranke mag bestraf ons. En ons breek dit in Jesus naam. In Jesus naam. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here. In Jesus naam. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. When I look in your holiness, when I gaze into your loveliness, then all of this sickness, all of the pain, all of the sorrow disappear. Dit alles raak weg. Dit raak alles weg. Prys die Here. Halleluja. Dankie Here. Dis vir my wonderlik hoe die Here werk. En ek wou dit eers sê nie, maar ek gaan dit sê. Terwyl ek daar sit, toe kom dit in my gees op, ons moet vir die siekes bid. En toe kom Elma en toe spring sy my voor. Ja, of Jacques, of wie ook al. Ja, Jacques. Maar dit wys jou hoe die Heilige Gees werk. En die Here genees nog. Hy genees nog. Partymal loop mense 'n lang pad, maar die Here genees. Die Here genees. OK. Nou ons is besig met 'n snaaks ook in my hart voel om die temas wat ons gebruik om bietjie daarop uit te brei. En ek gaan vanoggend moet julle praat oor die Here is my herder. Psalm 23. Volgende week, as die Here wil, gaan ek met julle praat oor Jesus wat gesê het, ek is die herder van die skape. So maar vanmôre gaan ek meer 'n bietjie praat oor Psalm 23. Daar's my fotootjie van die herder met sy skape. Nou, julle weet dat in daai tyd toe Dawid hierdie Psalm geskryf het, het hierdie mense presies verstaan wat hy bedoel. Want onthou daardie tyd was anderste as nou, in die sin, nou kry jy boere, hulle het skaapplase en die skape is daar,
Maar hierdie herder het basies saam met hierdie skape gebly. Ek meen, hy het saam met hulle geslaap. Hy het en oral waar hy gegaan het hulle gegaan. En hy het vooruit geloop en hulle het hom gevolg. So dit was die hele beeld wat Dawid hier gebruik het. Die Here is my herder. Nou is baie interessant. Eenmaal was daar 'n ou uit onder kom ons sê maar hippies en goed gewerk. Ouens wat heeltemal sonder die kerk groot geword het. Hulle was nooit op plase gewees nie. Hulle het verstaan niks van die Here is my herder. En hierdie ou het met hierdie jongman gepraat. En toe sê hy vir hom, weet jy wat? Sien die Here soos jou motorbike. Ek meen, want sy motorfiets was vir hom alles. En toe verstaan hy, onthou net, die Here is God. Ek meen, en as hy sê hy is sy herder, dis 'n metafoor, wat hy wil gebruik, sodat ons kan verstaan wie en wat die Here is. Nou, as ons kyk na Psalm 23, jy weet, daar's 'n paar bekende gedeeltes in die Bybel. Ek het gister 'n troue gehou, en die bruid het my gevra om uit 1 Korintiërs 13 praat. Nou, dit is ook een van die bekende gedeeltes in die Bybel. Ander is Johannes 3 vers 16. Maar ek dink nie een is so bekend soos Psalm 23. Ek meen, ek het al in hoeveel mense se huise gekom, veral vroeër jare van die ouer mense, dan het hulle Psalm 23 gehekel, en dan hang hy daar in 'n raam teen hulle muur, of daar hang 'n foto met Psalm 23 op. Nou, is soveel so, dat Psalm 23 is so bekend, dat selfs in films, is het betuig, daar was 'n cowboy fliek gewees, waar 'n dogtertjie se hondjie dood is. En terwyl sy oor die hondjie huil, toe sê sy Psalm 23 op. So tot in cowboy flieks het jy Psalm 23 gekry, verstaan jy? So hy is absoluut so bekend. Maar weet jy wat? Daar's 'n groot verskil om Psalm 23 te ken, die woorde, en om die herder te ken. Terwyl ek hier staan, kom dit iets by wat ek eendag gehoor het. Daar was 'n kompetisie waar mense gedigte moes opsê, en een van die dinge, hulle moes Psalm 23 opsê. En daar was 'n man, hy was 'n geweldige orator, en hy het opgestaan, en hy het Psalm 23 het hy opgesê, het amper kon sien dat die herder met die skape en goed, so geweldig het hy dit opgesê. En toe staan daar 'n ou oom op, en hy gaan staan voor, en hy begin Psalm 23 op te sê. En toe hy klaar is, daar was beoordelaars. Toe gee die beoordelaars vir die ou oom die prys. En hierdie man wat het so goed gedoen het, kon nie verstaan nie, hoe hierdie ou oom die prys gekry. En toe hy by die beoordelaars gaan kla, toe sê hy, maar hoe is dit moontlik? Ek meen, wat was fout met my voordrag? Toe sê hulle niks. Sê maar, weet wat se verskil gewees? Jy het die Psalm geken. Daai ou oom ken die herder. En daar's so groot verskil. Nou goed, kom ons, ek gaan net 4 verse van Psalm 23 doen, want Psalm 23 kan jy 2 dele deel. Die eerste 4 verse gaan oor die Here wat jou herder is, en van vers 5 dan gebruik hy 'n ander beeld van 'n tafel waar hy aansit en so. So ek gaan nou nie daaroor praat, ek gaan net oor hier 4 versies praat. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Dit is baie interessant dat as die Psalm daar geskryf word, die Here is my herder, dan word die woorde of die letters JHWH gebruik, wat ons vandag noem Yahweh.
en wat vertaal word met Here of met Lord. Nou dit was God se verbondsnaam. Dit was die naam waarmee hy homself bekend gestel het as die God wat dit wat hy beloof het vervul. En sy grootste belofte wat hy beloof het, wat hy vervul het, was toe hy dit in Christus kon doen het. Nou goed, as hy sê, die Here is my herder, dan wil ek net vir julle sê dat die Jode het hierdie naam, die naam van uitnemendheid genoem, die naam wat die wese van God beskryf, sy regmatige naam, die glorielyke 4-letter naam. Dis hoe hulle dit beskryf het. Nou, ek het verlede week vir julle gesê dat hulle het selfs nie hierdie naam uitgespreek nie. Hulle was te bang om die naam van die Here uitelik te gebruik en dan het hulle aan die kant van die Ou Testament het hulle Adonai geskryf, wat ook Here is. Want as hulle kom by hierdie gedeelte, dan het hulle gesê Adonai en hulle het nie, want hulle was te bang om die Here se naam uitelik te gebruik. Goed, die naam Here. Die Here, hy is my herder. Nou wil ek vir jou sê, dat almal wat hulle lewe en hulle harte vir die Here Jesus gegee het, kan uitroep en sê, die Here is my herder. Hy is jou herder. Hy is jou herder en dis iets wonderlik. Hy sê sommer outomaties jou herder. Hy word nie jou herder as jy Psalm 23 uit jou kop uit kan sê. Al kan jy hom ook agterste voorop sê, dan gaan dit nog nie van jou jou herder maak nie. Hy word net jou herder as jy jou lewe vir hom gee. Nou ek is besig, ek wil volgende week vir julle iets wys van hoe dat skaap 'n herder se stem herken. Dis ongelooflik om dit te kan sien, maar okay, nou genoeg daarvan. Nou hy sê dan, en ek kom niks kort. Die ou vertaling sê niks ontbreek by nie. Nou wat beteken dit? Beteken dit nou dat as hy jou herder is, gaan jy nooit in jou lewe enige gebrek ly. Of jy gaan nooit in jou lewe dalk siek wees nie. Of jy gaan dalk nooit in jou lewe woestyn ondervindings hê nie. Dis nie wat hy sê nie. Wat hy daar sê, dat as jy die herder het jy alles wat jy nodig het. En al is jy ook in 'n woestyn area in jou lewe, of in 'n woestyn tydperk, hy is die een wat jou uiteindelik weer daar uitlei. Ek meen die apostel Paulus sê dit so mooi, en ek weet, as daar nou iemand is wat kon gepraat het, dink ek, is dit die apostel Paulus. Ek meen, as jy aan hom dink, hy skryf vir die Galasiërs, luister, man, ek dra die merke van Christus, dra ek in my liggaam. Ek meen, dis nou een ou wat ek nou nie mee gaan strei. En luister wat skryf hy vir die Filippense. Ek weet wat armoede is. Ek weet. Maar ek weet ook wat oorvloed is. Ek het van alles ondervinding om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Christus die bron van my krag is. Wonderlik. Die boodskap, die Here ken ons die boodskap. Hy vertaal Psalm 23 vers 1 die volgende. Hy sê, die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Psalm 73 roep die psalmdigter uit en hy sê, buiten U begeer ek niks op hierdie aarde nie. Dit beteken as jy die Here in jou lewe het, dan het jy eintlik alles wat jy nodig het. Dis wat dit beteken. En as jy in moeilike tye kom, dan is hy daar. Ek meen die Here los jou nie in let's face it. Ons almal gaan deur moeilike tye. Daar bestaan nie 'n ding dat jy kom na Jesus toe en al jou probleme is opgelos. Wie van julle probleme gehad na jy tot bekering gekom het? Sê op die hand.
Wees eerlik, okay, ja, nee. Ek weet die Here het nie gekom, toe jy tot bekering kom, toe laai hy jou op 'n lazy boy. En toe daar 2 engele wat jou ronddra op die lazy boy, en 'n derde engel wat jou koel waai die hele tyd. Hæ? Nee. Die ou negers het mos daai lied gesing. Ons het dit altyd op rugbytoere gesing. Nou julle dit, julle ouens het. You can't go to heaven in a rocking chair. Julle dit. And you can't go to heaven in a 48, because a 48 will not pass the gate. Julle dit. Okay. Goed. So, jy kan nie in 'n rocking chair hemel toe gaan nie. Gaan vertel dit vir Christene wat gesterf het op brandstapels. Gaan vertel dit vir Christene wat vandag nog in tronke gegooi word, omdat hulle net een ding, hulle die naam van Jesus op hulle lippe. Maar die Here is my herder. Dis baie interessant dat baie keer in die Ou Testament, dan praat die Here met die volk, dan sê hy, ek is teenoor julle soos 'n herder. Maar Psalm 23 maak dit persoonlik. Die Here is my herder. Die Here is my herder. Hoor julle dit? Die Here is my herder. En jy kan dit ook vir jouself sê, die Here is my herder, en hy is die een wat vir my voorsien in my behoeftes. Hy lei my deur, en al gaan ek partymal deur donker tye, dan is hy nog daar. Okay, kom ons gaan aan. Nou sê hy, in groen weivelde laat hy my rus, en na waters waar daar rusplek is, lei hy my heen. Nou, waters wat stil is waters wat diep is, né? Is diep. So die water wat die Here jou na toe lei, daar's baie water, hoor. Maar ek sien 'n beeld van hierdie herder, hoe loop hy voor hierdie skape uit, en nou weet hy van plekke waar hy vir hulle kan water gee, maar nou gaan soek hy plekke waar daar stil water is, en waar daar groen gras is, sodat hulle daaraan kan wei, en dit kan eet. Nou die Here het vir ons ook groen gras gegee. Wat is sy groen gras wat hy vir ons gegee het? Sy woord. Sy woord. Die Here Jesus het self gesê, jy sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit my mond uitkom. Dit is die groen weivelde waarin hy ons lei. Luister, hy gee vir ons volkome rus en vrede in hierdie chaos waar ons vandag in leef. Die wêreld is chaoties, mense. Ek meen, jy dink partymal, ja, dis net Suid-Afrika, maar ek wil vir jou sê, dis nie net Suid-Afrika nie. Mense weet nie wat om te doen nie. Maar in hierdie chaotiese lewe waarin ons leef en waarin ons staan, gee vir ons rus en vrede. En hy gee vir ons hy sê, dit staan nog, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Rus in jou siel, rus in jou innerlike wese. En nou sien ek daai herder, hoe loop hy? En nou is die groen gras daar voor. Maar op pad na die groen gras toe gaan hulle met hulle deur 'n veld gaan waar daar geen gras is. Dis droog. En hierdie skape sê vir mekaar, wat is hierdie herder besig om te doen? Hoekom vat hy my nou hier deur? Maar hy weet nie, daarvoor lê die groen gras. En dis presies hoe die Here ook baie maal met ons maak. Ons kom deur daai tye wat dit nie so lekker gaan nie. Maar weet jy wat? Die groen gras lê voor. Die groen gras lê voor. En hy is daar vir jou. Dis in sy woord. Weet jy wat is so belangrik? Weet jy wanneer is die belangrikste tyd om jouself te verdiep in die woord? Wanneer jy deur moeilike tye gaan. Dis maklik. Ek wil vir julle sê, dis die maklikste ding op hierdie aarde.
As alles met jou honkie-dorie is en jy, soos wat hulle sê, ek moet net keer of het gaan beter, daai tipe van uitsprake wat ouens het. Luister mense, dan is dit maklik om Bybel te lees. Maar weet jy wanneer is dit moeilik? Wanneer jy alleen voel, wanneer jy voel, jy's 'n ou liedjie, ek se skaapie verloor en niemand hou van my nie. Ek ken maar daai ou koortjie wat ons gesing het. Ons het altyd sing Nobody Like Thee, Lord. Maar dan sing jy Nobody Likes Me, Lord. Verstaan jy? Jy's op daai stadium. Niemand hou van my nie. Niemand. Ag, ek weet as die ouens al buite. Luister. Dis in daai tye wat jy moet grou in sy woord. En daai water van die woord kry, dat dit jou dorstige siel kan versadig en dat jy kan kom, want hy gaan en hy lei jou na groen weivelde toe. Luister, kom ons gaan mooi, kom ons gaan verder. Nou sê vers 3, hy gee my nuwe lewenskrag. Dit is vir my verskriklikste. Die ou Afrikaanse vertaling sê hy verkoop my siel. Nou, baie maal dan weet ons nie wat is ons siel nie, of verstaan jy, maar as hy sê, hy gee vir my nuwe lewenskrag, dan val vir my so by Jesaja 40 vers 31 wat sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wonderlik, né? As jy op die Here wag, dan gee hy partymal vir jou nuwe lewenskrag. Wie van julle dit al voel? Het laat my dink aan die ou wat die oggend in die bed gelê het. En hy sê vir sy vrou, ek gaan nie vanmôre kerk toe. Sy vrou sê, ons moet gaan, dis belangrik dat ons gaan. Hy sê, nee wat, ek gaan nie vanmôre nie, gaan jy maar. Sy sê, nee my man, dit werk nie so nie, jy moet vanmôre gaan. En hy sê, ag wat, wie gaan my mis as ek nou nie daar is? En so gaan hy aan 'n naderhand sê sy vir hom, vra hy van my vrou, gee my een goeie rede, hoekom ek moet gaan. Sy sê, jy is die pastoor. Verstaan? Okay. So, nou ja, hy moet gaan. Okay. Dis partymal hoe mens voel, né? Maar dan kom die Here en hy gee vir jou daai nuwe lewenskrag. En jy voel skielik net, daar's net iets. Oom Pielie het altyd gepraat van die evangelie was. Hy het gesê, kom maar net en laat die evangelie jou so 'n bietjie was. En dat hy weer so 'n bietjie iets in jou lewe doen. En hy gee vir jou daai nuwe krag. En nou, hy verkoop my siel. Dit praat ook van vergifnis wat hy elke dag vir jou gee. As jy iets verkeerd doen, jy vra die Here vergifnis, dan vergewe hy jou en hy vernuwe jou. En jy ervaar in jou lewe hoe dat jy net sterker word, né? Okay. Hy lei my op die regte paaie terwille van sy naam. Die ou vertaling sê, hy lei my in die spore van geregtigheid. Nou wat beteken geregtigheid? Geregtigheid beteken dat jy in 'n regte stand met God staan. Dit is waarom dit gaan. Maar dit is baie interessant dat hy praat van spore. Nou, die nuwe vertaling praat van regte paaie. Nou, weet jy, die spore waarop hy jou lei, dit is die plek waar jy werklik vryheid kan ervaar. Op sy paaie. Ek het, toe ek 'n student was, op treine gewerk. En ek is tot vandag toe ek hou van 'n trein. Dit is vir my die wonderlikste ding wat daar is 'n trein. Maar weet jy wat? 'n Trein kan al die krag, en hulle het baie krag. Daai elektriese units wat julle so sien, hulle het baie krag, hoor, om daai klomp goed te kan trek. Maar hy kan al die krag hê. As hy nie op die spoor is nie, gaan hy nêrens kom. En dis dieselfde. As jy nie op die Here se pad is nie, as jy nie die herder volg nie, dan gaan jy nie hierdie goed ervaar nie. Hy sê, hy lei my op die regte pad, die regte waar my stand met God reg bly, en waarmee die psalmdigter sê in Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, dan sê hy, deur dit te hou na u woord.
Met ander woorde, die woord van die Here is jou rigtingwyser, wat die herder gebruik om jou te wys die pad wat jy moet loop. En daarom is het belangrik dat die woord, die Bybel sê, dat die woord van Christus ryklik in jou woon. Dit is baie belangrik, want dan kan jy op hierdie pad volg, wat die herder jou lei. Maar nou sê hy, dis terwille van sy naam. Nou het julle al gehoor, jy praat van 'n besigheid, dan sê die ouens vir jou, moenie daarna toe gaan nie, daai ouens het 'n slegte naam. Pas op vir daai ou, hy het 'n slegte naam. Maar gaan na daai ou toe, hulle het baie goeie naam. So jou naam, as dit kom in die Bybel, praat dit nie net van my naam Pieter nie. Dit praat van my hele wese, my menswees. Dit gaan oor vir wat ek staan en dit wat ek sê, of dit in ooreenstemming is met dit wat ek leef. Jy weet, daai tipe van ding. Nou sê hy, terwille van sy naam, lei hy my op die regte pad. Want jy sien, as ek 'n kind van God is, en ek is op die regte pad, dan bring dit eer vir die naam van die Here. Hallo? As jy in 'n geselskap is, saam met wêreldse vriende, en een ou draai om en sê vir jou, "Haai, ek het gedog jy's 'n Christen." En nou praat jy so. Hallo? Verstaan jy, dit gaan oor sy naam, dat sy naam deur jou lewe geëer moet word, dat sy naam deur jou lewe verheerlik moet word, dat jy, soos Jesus sê, ek het altyd gedoen wat die Vader wil hê ek moet doen. He was a God pleaser terwyl hy op aarde was. En die Here roep ons, as hy sê ek is jou herder, dan roep hy jou om 'n God pleaser te wees, om die terwille van sy naam. Okay. En dan kom ons by vers 4. En ek is nou so halfpad my preek. Nee, sê waarheid. Maar vers 4 is vir my een van die wonderlikste verse. Want hy sê, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U stok en U stok, U staf en U stok, wat my gerus stel. Die ou Afrikaanse vertaling praat van die dal van doodskaduwee. Maar hier gaan meer as net oor die dood. Hierdie gaan ook terwyl ek hier op aarde is. Onthou net, in Israel was daar baie plekke waar daar baie afgronde was, en donker plekke, daar was valleie wat baie donker was. En hierdie herders met partymal die skape deur hierdie donker dieptes gevat het. Nou in hierdie donker dieptes was daar gevaar van rowers, en daar was gevaar van wilde diere. Ek meen, ons lees Dawid praat, nou hoe hy dit gedoen het, weet net die goeie Vader. Dat die Bybel sê, hy het eenmal, het 'n leeu, een van sy skape gegryp, en hy het die leeu, het hy gegryp, en hy daai skaap uit sy bek uitgeruk, en hy daai leeu doodgeslaan. So al wat ek weet is, daai Ou Testamentiese bulle was vicious. As hulle vandag rugby gespeel het, sou hulle almal gewen het, verstaan jy? Ek meen, want, en hy praat van 'n beer, dieselfde ding, gaan ruk 'n skaap uit 'n beer se bek uit. So, maar dit vertel van die verhouding wat daar bestaan het, tussen die herder en sy skape. Okay, so, daar was baie donker plekke, en nou het hierdie herder 'n staf gehad, nou die staf, jy weet, 'n staf met so 'n halwe. Nou hierdie staf het hy gebruik, sê nou maar as 'n skaap wat nou van die pad wil afspring, dan het hy daai staf gebruik om hom terug te trek. Verstaan jy, dat hy nie by 'n gat afval of by 'n afgrond afval, en dan het hy 'n stok gehad, soos 'n knopkie amper. Dit was nogal 'n stewige ding. En dit het hy gebruik om sy skape mee te beskerm. Ek meen, as daar wilde diere gekom het, dan het hulle met daai stok geslaan. En weet jy, 'n stok is 'n wonderlike ding. Ek het in my lewe eens op tyd baie keer baie ver gaan stap. En ek het altyd wat ek geleer het, ek het so kort, so dik stok. En ek het hom altyd saam met my as ek loop. Wie, hoekom? Vir honde.
Want baie mense hou nie hulle honde in hulle erwe nie. En weet jy wat het ek agtergekom? As jy daai stok het, daai hond skrik nogal, hoor, hy dink 2 maal voordat hy jou sal met jou kom. Ek meen, daai stok help nogal. Nou dit is so 'n ding wat Dawid gehad het en die herder gehad het en wat hy die vyande kon weghou. En nou sê hy, my herder het ook 'n stok en 'n staf. En as ek partymal op hierdie afdraai paadjies wil gaan, dan kom hy en dan ruk hy my in. En partymal is daai inruk nie so lekker nie. Nie lekker as jy aan jou nek geruk word nie. Maar partymal is dit nodig. Partymal is dit nodig. En dank die Here, hy het ook sy stok waarmee hy my beskerm. Dank die Here daarvoor. Dank die Here dat ek 'n herder het en wat my belei. En nou sê hy, die ou vertaling, kom ons gou daar, die dal van doodskare weer. Elkeen van ons, as Jesus vertoef om te kom, gaan eendag doodgaan. Elkeen van ons. Jy kan nou maar doen net wat jy wil. Jy kan praat net wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, maar jy sal doodgaan. Dis so seker as dat ek hier staan. Niemand gaan nie dood vryspring. Dis die enigste manier wat jy in die hemel kan kom, het jy dit geweet? Nou ons almal hemel toe gaan, maar ons sal nie doodgaan nie, verstaan jy? So. Maar nou sê hy, al gaan ek ook deur daardie dal van doodskare weer, dan is hy nog met my. Hy gaan my nie alleen los nie. Want weet jy wat? Hy is my herder tot in alle ewigheid. En daarom kan hy sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Al gaan jy ook deur donker klowe, al gaan jy ook deur donker dieptes in jou lewe, dan is ek nog daar. Dan is ek nog daar. En ek dra jou deur. Mense, vir so herder is dit die moeite werd om jou lewe vir hom te gee. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons herder is. En dankie Here dat ons vanmôre weer opnuut onsself aan U kan oorgee en bid Here, wees die herder in my lewe. Lei my, help my, dat ek op die pad sal volg wat U my lei. Here, sodat en dat dit sal gaan ter wille van U naam, dat ek U naam nie in die skande sal bring nie, in Jesus se naam. Help ons Here, help ons in die naam van Jesus, in Jesus se naam, en ons eer en ons prys en ons loof U, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil net vandag dit sê, jy weet, Israel, daar's 'n teks in die Bybel, ek kan nie onthou waar dit staan nie, waar die Bybel sê, dat julle bring my naam in die skande. Ek gebruik my eie woorde. Maar dit wat julle doen, bring oneer vir my naam. En dan het ek nou 'n teks wat ek hier neergesit het, wat ek nie gelees het nie, maar ek wil dit vir julle voor aan julle lê. Jesaja 40 vers 11. Soos 'n herder laat hy sy kudde wy. In sy arms maak hy lammers bymekaar. Teen sy bors draai hulle. Die lammer oeye lei hy. Wonderlik. Partymal dan dra die herder ons, né? O, as jy deur daai moeilike tye gaan, wat jy weet nie waar gaan 'n antwoord kom nie. Dan kom jy agter. Hy dra jou. Hy dra jou. Dis hoekom ek so lief is vir daai lied van Andre Crouch, Through It All. In Afrikaans sê hy het my deurgedra. Deur die storms van die lewe het hy my deurgedra. Prys die Here. OK. Ek wil nou nie weer begin preek nie, ek is klaar. En
Jy kan almal daarop sê, dankie Here, of wat ook al, jy's welkom. Okay, baie dankie.